Ons gaan vandag gesels oor egskeiding en vergifnis. En kinders wat daar tussenin onderlei. Kinders wat gebroken raak in huwelike, wat ma's en pa's nie eers worry oor nie. Hulle vertrap mekaar en die kinders ook nog, en ons besef dit nie. Want ons wil net ons eie seer stil. Of praat ek nonsens, Lusita? Nee, jy praat verseker nie nonsens nie. Ek dink daar's soveel, as ek vat my eie seer wat ek ons almal, ons het soveel seer waar mens baie keer mee loop. Ja. En mens tree op uit jou eie seer uit. Absoluut. Jy is daar in die berge, jy's in die Drakensberge by Clarence, jy het die busstop daar gehad, jy was die eienaar van die busstop. Ek kon daar altyd kom ons daar by Lusita, dan drink ons hierdie moerkoffie, sterk moerkoffie, en dan kry jy so 'n klein bekertjie met kondensmelk, onthou jy dit, Wikus? En dan het ons die pannekoeke geëet met vulsel van Melktert. Dit was heerlik. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dan sit jy op daai stoepie, dan kyk jy so uit oor die berge. Ek weet of jy daar was nie, maar as jy daar was, dis lekker memories, né? Ja. Maar daai koffie was die limit, hoor. Dit was die ding heerlik. gedoen. Lisita, jy was 12 jaar getroud vir die tweede keer en jy het baie seer gehad. Jy het geweldige seer gehad. En in daai seer het jy kanker gekry ook. Oor die woede, die haat, die opgekroptheid, en jy het nie geweet hoe met hierdie goed te behandel nie, of te hanteer nie. Ja. Intussen het jy 2 kinders gehad, vir wie jy moes sorg. Jy het 2 kinders gehad wat jy gesien het, wat verpletterd is tussen die rotse van die lewe, en jy moes cope, jy moes as mamma cope. Intussen is jy 'n kunstenaar, en ek sien net hierdie turmoil in jou lewe, maar die Here het 'n amazing miracle gedoen. Vertel my wat het met jou gebeur, en vertel my intussen, ek gaan nie baie inchip nie, vertel my hoe het jy van hierdie woede ontslaag geraak, maar kom ons begin by die begin. Okay, as ek moet vat met my eerste huwelik, het ek van 10 jaar, wat ek by daai huwelik die woede ontslaag geraak het en die goed is, omdat ek 'n kunstenaar is ek maar 'n ou wat skilder. En ek het presies dieselfde gedoen met my tweede huwelik toe daar 'n derde party instap. Jy is jy is gemolesteer as kind en jy is verkragt as groot vrou. Yes. En ek sien jou eerste skillery. Ja, dit is 'n skildery wat ek gemaak het van 'n vrou wat so half in een getrek sit, want dis hoe ek gevoel het. Dis my emotions wat ek gehad het. Ek het gestroop gevoel. Het jy beter gevoel nadat jy dit gedoen? Ja, want ek het dit uitgekry. Ek het dit hier uit my binnekant uitgekry en dit vasgelê op 'n canvas, en dit was Die slim mense sê wanneer jy seer het, moet jy skryf. Ja. Hulle sê daar gebeur iets in jou brein, ergens in jou brein gebeur daar iets wanneer jy skryf. Ja. Nee, So dit het met jou gebeur toe jy geverf het. Ja, ek het geverf, en ek wil amper sê eers 3 maande later het ek want die Vader het vir my daai gedeelte in Hosea gegee van I will strip you as naked as the day you were born. Dan gaan ek jou in die woestyn invat en ek gaan jou met liefdeswoorde terugwen, en ek gaan jou the valley of trouble verander na door of hope. Toe het ek 'n deur ingeskilder. Ja, so toe het ek die deur ingeskilder agter die vrou, want dit het toe my hoop geraak. Hy het my weer hoop gegee in my situasie, want ons kan partykeer so hopeloos raak in ons situasies. Die seer kan eenvoudig net 'n seer raak, en jy kan net te moedeloos raak en nie weet hoe om alles te hanteer nie. En dan as hy inkom en hy raak jou door of hope, dan is dit wat jou deurdra. Terwyl jy daar praat, ek wil gou vir jou iets sê. Moet nooit in jou proses van wat ook al jy doen, dink aan selfmoord nie. Dis net wat Satan jou wil hê. Want as jy selfmoord gaan pleeg, ek sê nie dit is so nie. Wel, ek het 2 keer probeer selfmoord pleeg om jou te onderbreek. Ja, en ek het net besef dit is nie die moeite werd nie, maar dis waar die vyand jou vat. Hy is 'n moordenaar. Maar waar dink jy sou jy gewees het as jy selfmoord sou gepleeg het? Wel, ek sal graag in die hemel wil wees, maar ek is op die ouend 'n moordenaar as ek myself doodmaak. En het jy vergewe op daai stadium toe jy wou selfmoord pleeg? Ja, ek moes myself vergewe. Maar het jy vergewe toe jy wou selfmoord pleeg? Nee, nog nie. Nou vra ek vir jou die vraag. Die Here sê as jy nie kan vergewe nie, kan jy nie hemel toe gaan nie. That's all wat ek vra. So sou jy hemel toe gegaan het. Ons moenie luister wat Satan vir ons sê nie. Want hy wil jou in 'n toestand van chaos kry. En dan wil hy jou hê met jou eie lewe vat. Dis goed as jy gered is. Ja. Maar sê nou maar net daar's iets wat nog nie reg is nie. God kan net goed wees met sy woord.
Hy kan nie teen sy woord gaan nie. Soos hy sê vergewe, dan moet jy vergewe. As hy sê have a righteous life or live a righteous life, moet jy 'n righteous life lewe. Ons dwaal nou af. Kom ons kom terug. Jy is getroud met jou tweede man vir 10 jaar. Julle was baie gelukkig. Julle het 'n amazing huwelik gehad. Ja. Ek bedoel, mense het gepraat van julle huwelik, hoe gelukkig julle was. En toe gebeur daar op 'n dag iets wat jou hele mat onder jou voete uitruk. Dat jy verpletterd was. Ja, ek moet sê verpletter is die regte woord, want dis waar ek was. Ek het dit nie sien kom nie. Ek het dit regtig nie sien kom nie. Ek was op hierdie wolkie in ons huwelik. Dit was regtig, dit was vir my amazing gewees om in 'n huwelik te wees waar jy so geliefd voel. En toe 'n derde party instap en hy op die ou end vir my sê, maar hy voel niks meer vir my nie. Was dit regtig, dit was soos asof ek met 'n koue bak water gegooi is. Nou jy bly nou op die plaas. Nou hoe het hy nou die verhouding gehad op die plaas? Is dit moeilik of is dit by die dorp gewees of wat? Op die plaas, ons het, dis is amazing daar in die berge waar ons bly. En hy's die derde party het ingekom wat ons gehelp het, wil ek maar sê. Ek het 'n pad met haar eintlik gestap. 'n Vrou wat ook stikkend is, maar op die ou end het my man nie sy huwelik beskerm. Hy het sy huwelik ten koste daarvan het hy haar probeer help, wil ek eintlik sê. En toe raak hy verlief op haar. Ja, want hy is iemand Maar wat jy ander sien wil dit help. toe nou gebeur. Ek sien dit gebeur en hulle ontken dit. En jy raak woedend. Ek raak woedend want ek meen dit is vir my, as ek daar by my padstal aankom, dan sit hulle saam en ontbyt eet. Maar ons is nog getroud, jy weet, so dit is al hierdie Ek sal dit vrae en goed wat by jou opkom, maar is ek nou verkeerd of verbeel ek my of wat ook al, so dis hierdie stemmetjie wat binne jou praat van, maar wat is dan nou die waarheid? Maar hier want- binne is alles weerlig. Ja. Jy's weerlig van kwaadheid. Yes. En tog is ek iemand wat iemand maklik vertrou, so ek jy weet, hy was my alles. Ek het hom getrust met alles. So dit was vir my, ek het dit heeltyd een kant toe gestoot. Dis nie die waarheid nie. Is nie die waarheid nie. Ek verbeel my. Hoeveel maande het dit nou aangegaan? Meer as 'n jaar. En ek het net een slag op 'n stadium toe Baie konfrontasies. baie konfrontasies, ja. En Ek dan het hom word dit gevra ontken. daarmee, dan sê hy net nee, weet jy, dit is hulle werk maar net baie saam en dit is nie, daar is niks tussen Wat het hulle jy toch nie gedoen? en Mens kan nie alles. so aangaan nie. So, wat was jou besluit? Wel, hy wou sy eie kop uitsort en ek het op 'n stadium vir hom gesê dan moet hy 'n keuse maak om sy eie kop uit te sort want ek kan nie so in die lug hang nie want ek weet nie wat aangaan nie en hy het nog heeltyd ontken dat daar 'n verhouding is. En ek het net besluit ek gaan die berg nou in. Ek gaan nou die Vader opsoek. En jy het hoë berge daar. Ja, in daar's Clarence. baie hoë berge. So ek het my tentjie gevat en ek het net daai berg opgeloop op 'n stadium en ek het daar gaan Tussentyd tent het jy opslaan. kanker gehad, né? Ja, en daar het ek ook 'n berg opgeloop toe ek die kanker uitgevind het, maar die kanker is as gevolg van sukkel om te deel met die goed en die bitterheid haat in jou. en die bitterheid wat ek hier binne my gehad Het jy het. hom gehaat? Ek moet erken ek het dit gevoel ek wil vir hom vermoor. Dit het regtig so gevoel so lief as wat ek vir Want hom dit is is. definitief nie maanskyn en rose nie. Nee, so dit was 'n ou is verpletter. 'n Ou het hierdie huwelik wat absoluut net so amazing is en ek voel so geliefd en skielik is daai maatjie onder my uit en ek ervaar hierdie verwerping. Nou is ek skielik nie goed genoeg nie. Hoekom kyk jy na iemand anders? So dis hierdie klomp emotions waardeur 'n ou gaan wat jy net wat jou kan meesleer. Totaal kan meesleer. Vertel my party daar hoe het jy gevoel, hoe jy gehuil het, hoe jy uitgeroep het na die Here toe. Vertel my hoe jy binne moes vrede maak met hierdie ding, maar jy was woedend. Ja, As weet jy jy, dit sien, dan borrel hierdie woede op. Ja. En nou moet jy kies want jy's nou 'n Christen. Jy moet nou vergewe. Jy moet nou Hoe mooi die optree. fek trou jy daai twee? Ja. Ek het weer die een slag het ek het daar in my huisie gestaan, is so 'n klein huisietjie daar bo in die berge. Jy het toe nou maar uit die huis uitgetrek. Hy het uitgetrek. O. Hy het uitgetrek en hulle daaronder gebly apart by mekaar, maar by mekaar in Ja. verskillende huisies en ek het hier bo gebly en elke dag ry ek daar verby en ek sien hulle saam en alles en hierdie turmoil wat elke keer hier buite Dit binnekant was my seker vir jou aangaan. verskriklik, hè? Ja, ek weet ek het eenslag by die huis gekom en vir my gevoel nou gaan ek hierdie goeters, ek het die eerste glas so stikkend gooi in my eie huisie. Toe besef ek, okay girl, gaan net buitekant toe.
gaan doen iets buite, want ek gaan skade in my eie huisie doen en ek het 'n muur daar agter my huis gehad met sulke sandstene en ek het daai sandsteenblokke. Groot sandsteenblokke, ja. Ek het hulle so losgewikkel, elke sandsteenblok en hom so gevat en so stikkend gegooi. Ek het daai hele muur afgebreek. Maar ek het ontslaag geraak van daai woede wat hier binne my was, sonder om iemand seer te maak, sonder om skade te doen of wat ook al, maar ek moes 'n way kry om hierdie woede wat binne my is, Sjoe, net uit te kry. Ek kan dit dink. En toe het ek begin om briewe te skryf op 'n stadium. Ek het baie briewe geskryf. Ja, en ek het die potlood nie so vasgehou nie, ek het hom so vasgehou. Ek het so sit skryf. Maar dis briewe vir hom wat ek nooit gegee het nie. Dit was die proses was net om myself, om hierdie goed uit my siel uit te kry. Maar net jy geweet, dit is eintlik die terapie wat jy moet doen. Ja, so ek het dit onwetend gedoen. So ek het al hierdie emosies en ek was eerlik met my emosies, eerlik met myself oor wat ek regtig hier binne voel. Ja. So ek het my emosies erken vir dit wat ek voel en ek het dit uitgekry. Anders trek dit jou af, dit maak jou bitter. En ons moet by vergifnis uitkom, maar dit gebeur nie net so nie. Ons gaan deur 'n proses. Waaraan jy op daai stadium gedink het. Ek moes net my pyn hanteer. Ek moes my teleurstelling hanteer, die verwerping wat 'n ou moet hanteer. En jy soek waar het jy die foute gemaak? Jy weet, wat is die foute? En ons almal maak foute. Nou, waar is jou kinders in hierdie proses? Wat doen jy met jou kinders? Want jy moet nou die ma wees, die perfekte ma met die mooiste glimlag sonder trane. Ek bedoel, hoe weet jy, ek het my kinders op daai stadium was regtig, hulle het by hulle pa gebly, hulle was nie by my op daai stadium hulle nie. eerste pa. Hulle eerste pa, of hulle pa, my eerste man. Ja. En ek het die verhouding met hulle dit was moeilik vir hulle in die tweede huwelik ook. So as 'n ou met 'n eerste huwelik, as hy verby is en jy gaan in 'n tweede huwelik in met kinders, is dit altyd 'n baie moeilike situasie. Ja. En daar's baie mense wat seer kry in die situasie en die kinders is weer eens 'n party wat verskriklik seer kry in sulke situasies. En ja, ek het nou jou vraag vergeet wat jy nou aanvanklik gevra het, maar die aggressie wat hulle ook ervaar het, kon ek sien in hulle. En hulle wou net hê hulle ma moet gelukkig wees en sy was gelukkig en hier gaan dit weer in skerwe. So hulle ervaar klomp goeters as hulle sien hoe hulle ouers deur goeie ook gaan en as die ouers dit verkeerd hanteer en nie reg hanteer nie. Daar's baie skade aan kinders met egskeidings, baie. En wie wat maak wat is die ergste is dat sê nou maar dit is die man of die vrou se skuld. Sê nou maar dis die man se skuld. Ja. En die vrou sê maar kyk hoe lyk my kind. Nou begin my kind dit doen, dan haat sy daai man eers. Ja. Want as hy nie gedoen het wat hy moes doen nie, of op sy plek was as priester, koning en profeet, het hierdie nie gebeur nie. Ja. So nou moet sy daarmee ook deel. Want sy kyk na haar kind en sy sien die resultate en die woede kom terug. Ja. En as daai ding so begin opkom, dan moet jy weet, dan moet jy jy het healing nodig. Jy het nodig om iemand te gaan sien, jy het nodig om met iemand te praat en met iemand saam te bid en te sê, maar help my, ek kan nie cope nie. Ja, verseker. En dit is soos 'n sirkel waaraan 'n ou deur beweeg, want jy ervaar hierdie woede. Eers is jy half numb, ontkenning. En dan gaan jy in hierdie woede half in. En en dan begin jy op 'n stadium verskillende goed waar jy gaan, dan begin jy weer. En as ek myself vat, dis nou al 'n paar jaar later en daar kan insidente wees soos waar ek nou 'n klomp goed in my lewe verloor het, wat ek weer dit terugvat na hom toe, maar as dit nie gebeur het nie, dit nie gebeur nie, dan het ek nie nou alles verloor nie. Ja. Jy weet, so dit is en jy moet heeltyd daai goeders hanteer en jy kom op 'n plek waar jy in vergifnis moet leef. Daagliks. Daagliks in vergifnis leef. Goed, hier kom die miracle. Hier gebeur toe iets in jou lewe wat jy in jou hele mensdom nooit gedink het Losita Maritz sal dit doen nie. Wat gebeur met die derde party? Die vrou. Ek het toe op daai stadium, sy mag nie by my winkel gekom het en al die dinge goed nie om myself te beskerm, want dis die plekke waar ek seer gekry het. En in baie Maar hulle het nog steeds 'n verhouding. Jy sien hulle elke dag en jy wil ek wil klippe kou, ek het klippe gekou. En ek het al geblok op my foon, ek wou nie kontak met haar hê nie, niks nie. Ek het probeer survive in die situasie. Want die Vader het op my hart gelê, ek bly op die plaas, ek moet nie aftrek nie. En ek het vir hom gevra, maar hoe wil u hê ek moet dit elke dag face? En ek het op 'n stadium boldness in my lewe nodig gehad.
En ek het besluit ek gaan hierdie leeu skilder, want 'n leeu is vir my 'n ding van boldness en sterkte en goed. En dis the Lion of Judah en ek het sy sterkte nodig gehad en ek het vir 'n week of wat by 'n vriendin in Jeffreys gaan kuier en ek het vir die Vader gesê ek kan nie meer verder nie. Ek kan nie meer verder nie. Ek kan nie elke dag hierdie ding face nie. En toe het jy nog kanker ook gehad, so jy was siek ook op daardie stadium, jou liggaam was siek. Ek was siek gewees en dit was vir my dis klomp goed wat gelyk gebeur het wat 'n ou hanteer. En dis snaaks as jou liggaam siek is, het jy nie krag om iemand te veg nie. Ja. Jy het nie krag. En die vyand kom jou wanneer jy swak is, dan wil hy jou aanvat. Jy weet, so dit is hy slinks. Het dit vir jou ook so gevoel dat al bid jy, al lees jy die woord, al sê jy versies, al niks het gehelp nie. Ja. Niks het gehelp nie. Ja. Het nie geheel nie. Ja. Dit was 'n proses. Elke dag het jy dieselfde gevoel en dan voel jy, ag jy gaan dit ook maar los, want miskien hoor die Here jou nie eers nie. Ja. Het jy ook so gevoel? Verseker. Nee, verseker. Tot ek op 'n punt gekom het wat ek besef het, maar there's purpose in your pain. Or trust God in your process, waardeur jy gaan. Want hierdie proses gaan mooi wees aan die einde. Ja. Dis soos Rita McPherson wat sy sê, sy sien hierdie scattered mosaïek. Ja. En hoe die Here vir haar sê, dit gaan eventually 'n baie mooi mosaïek wees wat mekaar kom, wat die stukkies bymekaar geplak is, of so iets. Kan nie so iets onthou nie, maar dit was daarom 3 dae, dan dink ek, joh, dis moeilik, want as jy nie Jesus ken in daai proses, in 'n verhouding reeds met die Here het nie, is dit vir jou baie moeiliker. Ja. Maar as jy reeds Jesus ken en jy stap met hom al 'n baie groot pad, 'n lang pad, dan is dit makliker. Maar as jy nie hoor nie en jy voel hierdie pyn bly hier, jy bly hierdie derde party sien, dit voel of jy die aarde wil verlaat, hoor. Nee, verseker. En wat gebeur toe, Lisita? Jy gaan toe maande aan met hierdie ding en toe wat gebeur toe? Ja, toe besef ek, maar ek gaan haar aanblok op my foon en ek gaan haar nooi vir koffie. En maar wat in jou lewe het gebeur om dit te kan dink? Want dit ek het net besef, dit wat ek nou doen, ek het amper 'n visie gekry van dis wat die eindeinde gaan die dood wees. Ek lewe nie, ek is besig om myself af te trek in hierdie gat af. Ja. En ek het besef, as ek 'n ander uitkoms wil hê, gaan ek anders moet optree. En ek het vir die Vader gevra, maar wat is u wil? So Heilige Gees was besig om in jou in te werk. Ja. Want jy sal in jou lewe nooit die vrou nooi vir koffie nie. Ek gaan dit nie op my eie kan doen nie. Daar's nie 'n manier nie. Nie eers amper nie. Oh my goodness. So sy het gesê dis reg, ons kan gaan koffie drink as ek terug is. En toe ek terug is in Clarence, maar was sy nie verbaas nie? Ek bedoel, wat wil sy nou met my koffie drink? Weet jy, ek weet nie. Ek dink sy het ook dalk in haar hart gevoel dit is dalk iets wat goed gaan uitwerk. Ek weet nie, ek het haar nooit gevra nie. En wat vir my amazing was, toe die dag toe ons koffie drink en ek met haar praat, ek het haar eers geleentheid gegee om haar storie te vertel. Want dit was vir my belangrik om haar storie te hoor. Soos ek gesê het in die begin, ons almal het 'n storie om te vertel. En sy het gesê wat in haar gedagtes aangegaan het en hoe sy gaan skuil het by my man en sy analyseer waardeur sy gegaan het. En ek het vir haar gesê, weet jy, dis asof jy soos 'n hoender hieronder ploeter op die vloer en die Vader, ek het dit regtig so vir haar gesê en ek het vir haar gesê, die Vader wil jou arensvlerke gee, hy wil jou opvat, hy het 'n plan met jou lewe. En ek het die dag vir haar gebid en dit was net amazing hoe ek die pad met haar begin stap het. En hoe die Vader op my hart gelê het, hoe ek haar moet vergewe. En ek het daai dag vir haar gesê, ek vergewe jou en ek spreek jou vry vir dit wat jy gedoen het. En ek het gevoel hoe val hierdie jukke van my skouers af. En ek het vir haar gesê, sy moet een van my kampe kom bywoon. En sy het gesê, maar die mense gaan my judge. En toe het sy op 'n punt gekom waar sy toe nou ook verneek is, wil ek sê. En sy het ook seer gekry in hulle verhouding. Ja. En ek het die pad met haar gestap, so as sy gesê het waardeur sy gaan en hoe lief sy vir hom is dit eintlik nog die man wat ek ook nog voor eintlik lief het. So, maar dit het vir my waaroor dit gegaan nie. En sy het op die ouend my kamp bygewoon en toe sy sê, maar die vyand wil haar judge, dus of die mense gaan haar judge, dus sê ek, die vyand wil jou judge, maar die Vader wil jou beklee, want dis wat hy met ons wil doen. Hy wil ons beklee. Ja. Sy het die kamp bygewoon, sy het vrygekom. Sy het haar hart vir die Here gegee. En sy is uit die verhouding uit. En sy is uit die verhouding uit. En sy het vir my gesê, sy wil graag gedoop word. Wow. En sy het gevra en gesê, maar sy wil graag hê ek moet haar doop. En
ek het wel gesê, het sal vir my eer wees, en Maar sy's 'n amazing mens, ek het haar ook ontmoet. sy's amazing, verseker, Sy's goed met perde. Ek noem haar Ja. die horse whisperer. Sy's Ja. net amazing met perde. regtig, en ek het al op my kampe, wat sy ook al goed gedoen het met die perde, dit was amazing. Ja, En- ek was by. Dit ja, was awesome. ja, Gaan jy opstaan en jou destiny klaarmaak? Gaan jy opstaan en jou destiny klaarmaak? Wat is jou destiny? Kom vind uit by 'n kamp. Kom vind uit by 'n hoogliedkamp. Wat is jou destiny? Dis dit, gee vir ons jou telefoonnommer. As jy ooit daar in die berge wil gaan kamp, kry 'n klomp vrouens of 'n klomp manne saam en gaan kamp daar by Lusita hulle in die berge. Daar by Clarence. Ja, dis mooi in daai berge. Ja. My nommer is 082 959 3150. 082 959 3150. Kontak vir Lusita as jy graag 'n hoogliedkamp wil doen. En kom ons raak genees. Kom ons raak genees vir die volgende generasie, sodat ons kinders kan liefde gee en sodat ons daai healing pad kan stap saam met ons kinders. Die Here het jou nodig. Die kinders, jou kinders het jou nodig, al is hulle hoe oud. Kom ons herstel wat verbrokkel lê op ons paaie. Dankie Lusita Maritz dat jy vandag met ons jou hart kom deel het. Dit vat guts vir iemand om daar te sit en te praat wat met hulle lewe gebeur het. Dankie. Tot volgende keer. Dankie Wieke, jy's so amazing. Ek vandag vir ons kameraman sê dankie. Dankie dat hy's altyd geduldig en hy sê jy's nou oor die tyd. Wieke, ek weet ek is weer oor die tyd, maar dankie vir jou, hoor.